did you go bankrupt? Hoe het jy bankrot geraak? Hierdie is 'n vraag wat Ernest Hemingway, die skrywer, in een van sy boeke stel. Hoe het jy bankrot geraak? How did you become bankrupt? En dan gee die antwoord, 2 maniere. Gradually, and then suddenly. Nie oornag nie, maar stadig, geleidelik, oor tyd, en toe skielik. Hoe het jy bankrot geraak? Dit is nie iets wat oornag gebeur het nie. Dit was klein besluite gewees, klein verkeerde besluite, klein kompromie wat jy aangegaan het. Maar die teendeel is ook waar. As jy dink aan die positiewe van ons lewe, hoe raak jy finansiëel vry? Stadig, geleidelik en dan skielik. Vir ons tieners vanoggend hier, hoe raak jy verlief? Ek weet hulle praat van love at first sight, maar stadig, geleidelik en dan skielik. Hoe skryf jy 'n boek? Hoe hardloop jy 'n marathon? Hoe bou jy 'n mooi tuin? Hoe groei jy geestelik? Stadig, geleidelik en dan skielik. Dit is waar vir duisende dinge in ons lewe. Stadig, geleidelik en skielik. Daai skielik is baie keer die sigbare van dit wat eintlik oor maande en selfs jare broei en groei. Kom ons dink aan 'n paar voorbeelde. Dalk bid jy al vir 'n geruime tyd, vir maande, vir jare oor iets, stadig, geleidelik en skielik sien jy die verandering. Jy saai oor tyd en skielik sien jy die oes. Jy bou karakter oor maande, oor jare in stilte wanneer niemand sien nie. En skielik gee God vir jou die publieke platform om iets te doen. Stadig, geleidelik en skielik. Daar's 'n persoon in die Bybel wat hierdie beginsel in sy lewe ervaar het, en dis 'n man in die Ou Testament met die naam van Daniël. En ek wil jou nooi, as jy jou Bybel hier het, kom ons maak ons Bybels oop daar in die Ou Testament by die boek Daniël. Jy's welkom as jy op jou selfoon die Bybel app gebruik, om jou selfoon oop te maak. Daniël, hoofstuk 6 gaan ons skrifgedeelte uitkom. Terwyl jy soontoe blaai, dis altyd hulpvol as jy na 'n Bybelboek toe kom om te vra, maar wat is die groot prentjie van hierdie Bybelboek? Nou, Daniël is 'n boek met net 12 hoofstukke. En as jy moet dink aan die groot prentjie van Daniël, die eerste 6 hoofstukke is geskiedskrywing, en die laaste 6 hoofstukke is profesie. Die eerste 6 hoofstukke, as jy dit anders stel, gaan oor die profeet Daniël. En dan hoofstuk 7 tot 12 gaan oor die profesie van Daniël. As jy die gemiddelde persoon vra, en ek wil dit vanoggend ook hier vra, as jy moet dink aan die boek Daniël, wat is die eerste gedagte wat by jou opkom? Is hier 'n paar eerste gedagtes? Die leeukuil. Meeste mense sal vir jou sê, ek dink aan Daniël en die leeukuil. Kan jy onthou, en dalk het jy dit nog nie geweet nie, maar dalk moet jy vanoggend 'n raaiskoot neem. Hoe oud was Daniël gewees toe hy daardie aand, miskien moet dit vir ons tieners vra vanoggend. Hoe oud was Daniël gewees toe hy daai aand tussen die leeu's spandeer het?
Kom ek help jou. Hy was nie 'n jong man nie. Daniël was in sy 80's gewees. Waar is ons kryk 60 mans en vrouens? Ons kryk 60 so terloop skop hierdie week weer af. So as Daniël in Sekunda gebly het, sou hy deel gewees het van kryk 60 en is hierdie 80-jarige man wat 'n aand tussen die leeu's moet spandeer. So 'n bietjie agtergrond oor hierdie hoofstuk. Op hierdie stadium is Daniël op die kruin van sy loopbaan. As jy hoofstuk 6 lees, kom jy agter maar hy beklee een van die 3 top posisies in die land. Dink aan jou maatskappy. Die maatskappy vir wie jy werk of die organisasie waarvan jy deel is. Wat sê jy is die 3 top posisies in jou maatskappy? Daniël beklee een van daai posisies. En hy's op die punt om bevordering te kry. Op die punt om een van die top posisies te beklee. Hier is 'n man met jare se ondervinding. Dis nie iets wat skielik in sy lewe gebeur nie. Stadig, geleidelik en skielik. En nou is hy op die vooraand van hierdie bevordering, en julle weet hoe dit baie keer is wanneer iemand 'n bevordering kry. Daar's van die mense rondom hom wat jaloers is. Hulle voel, hulle moes daai posisie gekry. Van die jonger leiers voel ook, maar hierdie ou het nou al sy innings gehad, hy's 'n ouer leier, hy moet plek maak vir jonger leiers. Kom ons vind 'n manier om ontslae te raak van hierdie man. Kom ons stel die storie op daar, Daniël 6 vers 4. Jy gaan ook op die skerm kan volg uit die 83 vertaling. Hy sê, hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink, bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal, dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het. Maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatighede vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Sien jy jou gedagtes, hierdie mense, hulle gaan sy e-posse na. Hulle gaan deur die dokumente in sy kantoor. Hulle gaan na sy Instagram rekening, gaan kyk op die foto's wat hy geplaas het op al sy sosiale media. Hulle soek iets teen Daniël, selfs sy SARS rekords gaan hulle na, maar hulle kry niks teen hom nie. Vers 6, hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens. Die ministers en die goewerneurs-generaal storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lank lewe. Hulle streel so 'n bietjie hierdie koning se ego. Al u ministers en al die goewerneurs, die goewerneurs-generaal, die raadgewers en administrateurs het met mekaar ooreengekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaardig moet word. Hulle jok. Hulle het nie met Daniël gepraat nie. Die dekreet, sê hulle, moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid behalwe vir u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Stel dan nou so 'n dekreet op en vaardig dit skriftelik uit, sodat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van Mediërs en Perse. Koning Darius het toe so 'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Jy ken heel moontlik die res van die storie. Daniël, hy word uiteindelik in die leeuhok gegooi. Hy spandeer die aand daar. Hy slaap heel moontlik rustig tussen die leeu's. God sluit die leeu se bekke. En die koning wat hom in die leeukuil gegooi het, daai aand insomnia,
Hy kan nie slaap nie. Hoe ironies is dit? Die profeet slaap rustig en die koning kan nie slaap nie. En jy weet hoe hierdie storie geëindig het. Maar wat sien ons in Daniël se lewe? Hier is hierdie man, in sy 80's, 'n man wat, en ons sien hier daai skielike deurbraak, maar daai skielike deurbraak het gekom as 'n gevolg van 'n hele lewe. 'n Lewe waar karakter gebou is. 'n Lewe waar daar getrouheid gebou is. 'n Lewe waar daar geloof gebou is. Stadig, geleidelik en toe skielik. Ons staan op die punt van 'n nuwe jaar, 2026, 'n nuwe jaar het aangebreek. Dit is so groot geskenk van die Here af, die aanbreek van 'n nuwe jaar. En meeste van ons soek verandering in hierdie jaar en gesprekke in hierdie week, soos ek mense ontmoet en sê voorspoedige nuwe jaar, vra mense, wat is jou nuwejaarsvoorneme, waarna sien jy uit, waarvoor hoop jy? Maar daar's iets wat ons kan leer uit hierdie beginsel uit, wat ons leer by Daniël, oor hoe jy en ek die nuwe jaar kan aanpak. Stadig, geleidelik en dan skielik. Daar's 2 dinge wat uitstaan. Ek wil net 2 dinge doen. Die eerste ding is dit, dat dit wat jy en ek herhaal, vorm wie jy is. Wat jy herhaal, vorm jou lewe. Anders gestel, jou en my gewoontes vorm ons identiteit. Dit wat jy oor en oor en oor doen. Wat is Daniël se eerste reaksie? Kom ons lees saam. Daniël se eerste reaksie as hy hierdie dekreet hoor, daar in vers 11, hy sê, toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan, sy dakkamer se venster na Jerusalem se kant toe gekyk, en hier is die woorde, soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Hier is die ding wat hierdie boek Daniël so kosbaar maak. Dat hierdie is 'n boek wat Daniël se hele lewe vir ons kom beskryf. Ons ontmoet hom in die begin en hy's 'n tiener. Hy's 15 jaar, dalk 17 jaar oud. Teen die einde is hy ongeveer 85. So wat ons het in ons hande hier in die Bybel is sy hele loopbaan, 'n loopbaan van 70 jaar. En ons leer ken Daniël as 'n tiener. As jy vanoggend 'n tiener is hierdie boek, Daniël, is vir jou. Hierdie preek is vir jou. En van die hoofstukke daarna sien ons wie Daniël is in sy 20's en sy 30's. As jy vanoggend hier 'n jong volwassene is, dalk in die begin van jou loopbaan is, dalk 'n student is hierdie boek vir jou. In die later hoofstukke dan lees ons van Daniël so in sy midjare, 40's en 50's. Hier's 'n paar van ons wat daai ouderdom is en dalk het jy kleinkinders. Hierdie boek is vir jou. Later leer ons hom ken as 'n senior burger. As jy bo 60 is hierdie boek vir jou. Daniël kom wys ons dat wat jy herhaal vorm wie jy is. Jou gewoontes vorm jou identiteit. Sy eerste reaksie nadat hy hierdie dekreet hoor, is om te gaan bid, soos wat hy die gewoonte gehad het, 3 keer 'n dag. Hy het nie nou skielik begin bid omdat hy in 'n krisis is nie. Hoe baie van ons hanteer gebed so, dis soos 'n noodwiel. Die oomblik as daar 'n krisis is, jong, nou moet ons bid. Maar dit is 'n gewoonte, 'n geloofsgewoonte, wat in sy lewe gevorm is oor jare, oor dekades. Kom ons gaan terug na hoofstuk 1 van Daniël. Ons herken hom as 'n 15-jarige. 'n 15-jarige wat gevangene geneem word in Jerusalem. Hy is die produk van mensehandel. Hy's gevange geneem en hy en 'n groep jong mense word weggevoer uit Jerusalem na wat ons vandag ken, Irak. Ongeveer 2700 kilometer te voet
Vir 4 maande, kan jy dink, jy's 'n gevangene, vir 4 maande moet jy te voet gaan na die plek wat jy gedink het jy nooit in jou lewe gaan besoek nie, Irak. Wat is daai plek vandag vir jou? Die plek wat jy nooit wil besoek nie. Ek hoop nie is brakpan vir julle nie, né? En hy's gevange geneem en jy weet, as jong mens, dink gou vir jouself, en as jy vanoggend hier sit en jy's onder 20 jaar oud en jy moet dit beleef. Dat die lewe wat jy tot hier toe geken het is verby. Die gemak by jou huis, die opvoeding wat jy gekry het, die drome wat jy gehad het oor jou toekoms, jou lewe is verby. Hier's iets nuut wat vir jou voorlê waarna jy nie uitsien nie. Dink gou as jy 'n ouer is of 'n oupa of ouma is van 'n jong mens vandag. As daai jong man, daai jong vrou nou gevange geneem moet word en jy weet, ek gaan hulle nooit weer sien nie. Dis wat in Daniël se lewe gebeur. En vir 4-5 maande word hy gelei te voet en hulle kom aan in Irak en nou het die koning 'n baie intentionele strategie. Hulle wil hierdie jong mense se identiteit totaal en al uitvee en wegneem en vir hulle 'n nuwe identiteit gee. Dit wat jy herhaal, vorm wie jy is, jou identiteit. Ons moet vir hulle nuwe gewoontes gee. Jong manne, julle weet hoe baie tieners kan eet. Jy weet hoe jy kan dink hoe honger 'n tiener is na 4 maande se te voet travel na Irak toe. Hulle is baie honger en die eerste ding wat hulle kry is die koning se kos. Net wat jy kan begeer, kos en wyn uit die paleis uit. En dis die eerste manier hoe hulle die identiteit wil wegvat. Julle gaan nou van ons kos eet, van ons alkohol drink, ons stories hoor, sodat Babylon in jou gevorm kan word. 'n Tweede ding wat hulle doen is, hulle vat hierdie jong mense en skryf hulle in die universiteit van Babylonië. En is in die universiteit waar hulle die taal en die skrif leer van die Babyloniërs. Julle gaan begin praat, skryf, klink soos Babyloniërs. En 'n derde ding wat hulle doen is, hulle steel een van die kosbaarste besittings wat daai jong mense op daai stadium, dis al wat hulle nog by hulle gehad het. Die Babyloniërs steel dit van hierdie jong mense. En wat's dit? Hulle naam. Ons gaan jou naam vat. Want in die Ou Testament weet ons, jou naam het iets gesê van jou karakter, van jou roeping, van wat God deur jou lewe wil doen, van jou geloof. En ons vat die naam van jou, Daniël, jy's nie meer Daniël nie, jy's nou Beltsassar. En die naam het iets gesê van gode en van godsdiens. Julle gaan nou eet soos Babyloniërs, julle gaan klink soos Babyloniërs, julle gaan leef soos Babyloniërs, julle gaan aanbid soos Babyloniërs, julle gaan aanbid soos Babyloniërs. Deur jou gewoontes gaan ons jou identiteit vorm. En Daniël kom op 'n plek waar hy 'n massiewe besluit moet neem, as jong mens. Maar dis nie net 'n besluit wat jong mense moet neem, dis 'n besluit wat elkeen van ons moet neem. Elkeen van ons wat in 2026 in die begin van 'n nuwe jaar staan, moet vandag hierdie besluit neem. Want jy gaan vandag van hierdie besluit hoor. Daniël moet besluit, gaan ek gevorm word deur Babylonië, of gaan ek gevorm word deur God? En dis die kritiese besluit wat jy en ek moet neem, as dit kom by verandering. Voordat ons vra, wat is my nuwejaarsvoorneme, wat is die dinge wat ek wil doen, het ons nodig om te vra, wie wil ek word? Wie gaan ek toelaat om gevorm te word in my lewe? As jy dink aan 2026, wie wil jy word? Wie wil jy wees? Maar onthou, jou gewoontes, die goed wat jy herhaal, is besig om te vorm wie jy is, jou identiteit. Daniël kom op 'n plek waar hy hierdie besluit neem om te sê dat dit gaan nie Babylonië wees wat my vorm nie, maar dit gaan God wees wat my vorm. En reg hierdie boek sien jy hoe hy op verskillende maniere deur eenvoudige gewoontes seker maak dat die regte identiteit in hom gevorm word. Kom ek noem 'n paar. Dit begin by praktiese alledaagse goed, by die goed wat hy eet. Jy het gehoor al van die Daniël vas? En hy sê, hy vra toestemming. Kan ons toestemming kry om vir 10 dae ons eie dieet te volg? Nie hierdie kos wat julle vir ons gee, ons eie dieet, en kyk of daar verskil gaan wees. Dit is so prakties, die goed wat hy eet. En dan lees jy verder,
deur die loop van sy lewe, dis besluite wat hy moet neem as tiener, dis besluite wat hy moet neem as jong volwassene en as middeljarige en as senior burger. Deur die loop van sy lewe, stadig, geleidelik en dan skielik. Hy moet besluite neem. Elke keer as hy voor 'n kritiese besluit te staan kom, wat doen hy? Hier is 'n gewoonte. Hy raak stil. In die gejaag. Hierdie ou het 'n hoë pos. In die gejaag sê hy, kom ek wil gaan hoor wat sê God. Hy oefen om God se stem te hoor. 3 keer 'n dag lees ons, soos die gewoonte was, gaan hy om te bid. Doen gou die somme, 3 keer 'n dag. As hy elke dag 'n jaar, dis 1095 keer in 'n jaar. Kan jy dink wat gevorm word in jou, as jy 1095 keer in 'n jaar, tyd maak om te gaan stil raak voor God. Oor 'n tydperk van 65 jaar, onthou, stadig, geleidelik, skielik. 71.175, amper klink ek soos een van ons presidente, né? Maar 71.175 keer, 71.000 keer gaan stil word en die teenwoordigheid van die Here beleef. Wat jy herhaal, vorm jou. Wat dink jy is gevorm in hierdie man se lewe, wat 71.000 keer, meer as 71.000 keer, gaan stil raak en tyd spandeer in die teenwoordigheid van die Here. Dis nie 'n skielike deurbrake, dit is stadig, geleidelik en skielik. Soek jy daai skielike deurbrake? Ons almal soek daai deurbrake. Maar is ons bereid om daai stadige, geleidelike werk te doen? Romeine 12, bekende gedeelte. Eugene Peterson, die parafrase, hy stel dit as volg, en nou konfronteer hy ons oor die kultuur waarin jy en ek leef. Hy sê, so here's what I want you to do, God helping you, take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life, and place it before God as an offering. My hele lewe bring ek voor God, my hele lewe. Hy sê, embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Daniel bly in Babylonië, maar Babylonië bly nie in hom nie. En ons kultuur wil ons vorm in 'n bepaalde rigting, in 'n bepaalde manier. Maar wat jy herhaal, vorm jou. Instead, say, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you, and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Elke gewoonte van jou en my, is 'n stem vir jou identiteit. As jy en ek 'n gewoonte het, 'n geloofsgewoonte het van skrif lees, dan sê ons, ek is iemand wat God se stem wil hoor. As ek die gewoonte het om my foon neer te sit wanneer ek 'n gesprek met iemand het, dan sê ek is iemand wat teenwoordig wil wees in gesprekke. As ek iemand is wat sê ek gaan 'n daaglikse gewoonte hê, geloofsgewoonte van aanbiddingsliedere opsit, 'n YouTube klip vat en of dalk net liedere van my iTunes opvat en of my Spotify en ek tyd spandeer aan aanbidding, dan vorm die identiteit. Jy's 'n aanbidder. En daarom wil ek jou vanoggend vra, maar wie wil jy word? Wie wil jy word in 2026? En wat is die een gewoonte wat nodig is om daai persoon te vorm? Ons begin volgende week. Ek sien so uit na volgende week. Ons het hard gewerk teen die einde van verlede jaar vir hierdie reeks wat voorlê volgende week, wat ons noem vervulde lewe. En daar is so 'n skets van die gewoontes, die lewensareas. Ons gaan hierdie jaar afskop en weer kyk na hierdie areas van ons lewe. Hoe kan ons in elkeen van daai area geloofsgewoontes inbou wat jou kan bring op 'n plek van vervulde lewe? Die beste jaar nog, moet dit nie mis nie.
Raak deel van 'n groep ook, as jy nog nie deel is van 'n groep nie. Daar gaan korttermyn groepe wees, wat deur hierdie materiaal gaan werk, net vir 5 weke. Almal is welkom. Volgende week begin hierdie reeks. Wie wil jy word in 2026? Wat is die een gewoonte wat nodig is om daai persoon te vorm? Dalk sit jy hier en sê, ek wil meer joyful wees in 2026. Dalk is die geloofsgewoonte om elke dag 'n lys te maak van dinge waaroor jy dankbaar is. 'n Dankbaarheidslys, 'n dankbaarheidsjoernaal. Dalk sê jy is iemand en jy soek, ek wil iemand wees wat intimiteit met God leef. En 'n geloofsgewoonte kan wees om deel te raak van 'n Bybelleesprogram. Of tyd te maak in jou dag waar jy stil raak vir God, soos dit Daniël gemaak het. Dalk sê maar ek wil iemand wees wat meer vrygewig is. En dis nodig om dalk 'n groter persentasie van jou inkomste net weg te gee vir die werk van die Here. Dis eenvoudige gewoontes. Ek wil iemand wees wat God eer met my liggaam wat hy vir my gegee het. 'n Eenvoudige gewoonte. Dalk moet ek begin om 'n halfuur 'n dag te gaan stap. Dis is daai eenvoudige gewoontes wat ek oor tyd beoefen, wat vorm wie ek is. Tweede gedagte, ek gaan 'n bietjie korter praat hieroor. Dis die groot deurbrake wat kom in ons lewens. En dit kom baie keer deur klein dade van gehoorsaamheid. Groot deurbrake deur daai klein dade van gehoorsaamheid. Dis asof gehoorsaamheid dieselfde effek het as rente wat ons verdien. Daai samestellingseffek oor tyd, stadig, geleidelik. Weet, Daniël kom baie maklik gesê. When in Babylon, do like the Babylonians do. Ek is nou maar hier, kom ek doen wat hulle doen. Ek leef net soos wat hulle leef. Hy kon dit gesê. Hy kon soos baie van ons gesê, dalk wat op die matriekvakansie gebeur bly by die matriekvakansie. What happens in Babylon, stays in Babylon. As ek ooit eendag weer terugkeer Jerusalem toe, ek gaan myself oorgee vir wat nou hier gebeur, maar dit bly in Babylon. Maar hy doen dit nie. Hy kies 'n lewe van gehoorsaamheid en van getrouheid aan die Here. Kom ek noem 2 hedendaagse voorbeelde. Die een 'n swemmer en die ander een 'n skrywer. Die swemmer, Rowdy Gaines. Nou in die 80er jare het Rowdy Gaines bekendheid verwerf. Hy in 1980, dis 'n hele tyd terug, was hy op die hoogtepunt van sy swemloopbaan gewees, in sy 20's wees dink ek. En hy het die geleentheid gehad om by die Olimpiese spele te kon meeding in Rusland. Hy het geoefen. 4 jaar het hy homself voorberei voor dit. En toe kry hy die slegte nuus as gevolg van boikotte, dat hy nie kan deelneem aan daai Olimpiese spele nie. Baie jong mense in daai tyd het weer gaan terugsit. Hy kon maklik ook dit gedoen het. Sy swembroek ingepak het en gesê ek gee op. Maar dis nie wat hy doen nie. Hy besluit om aan te hou oefen. En hy ding uiteindelik die jare daarna deel in die volgende Olimpiese spele in die VSA. En is op hierdie Olimpiese spele waar hy 3 goue medaljes wen. En almal neem kennis van hierdie swemmer, hierdie jong swemmer, en daar word van hom gepraat as 'n oornag sukses. Kan jy hoor die woorde? Die skielik. Maar wat hy weet is, hierdie was nie 'n oornag sukses nie. Vir 8 jaar in sy lewe het hy geoefen. Kilometers in die water. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na sy oefenprogram en wat hulle sê is, hy het tussen 10 en 12 kilometer per dag geswem. Hy baie maklik oor 'n jaar se tyd, meer as 3000 kilometer geswem. Weet, almal soek die goue medalje, maar min mense wil doen wat hy gedoen het. Min mense wil daai speedo aantrek en in die oggende wanneer almal slaap in die koue water inspring en kilometers swem. Dis nie die oefening wat hy gedoen het in die water. En hierdie man, duisende kilometers in stilte, waarvan min mense weet, bring op 'n plek
waar hy hierdie skielike deurbrake beleef, wat almal wil hê. Dis daai klein dade van gehoorsaamheid. Dis die swemmer, die skrywer. Maandag is die wêreld, hierdie maandag, 6 Januarie, was die wêreld geskok deur nuus van die Christelike skrywer Philip Yancey. Philip Yancey wat, en ek wil versigtig praat hieroor en glad nie klippe gooi na sy kant toe nie. Want ek besef ook baie van ons het dieselfde seer ook in ons lewe beleef. Maar Philip Yancey bely dat na 'n huwelik van 55 jaar met sy vrou Janet, hy vir 8 jaar lank betrokke was in 'n buite-egtelike verhouding met 'n getroude vrou. Hierdie maandag skryf hy dit. Gehoorsaamheid bou soos rente, maar ongehoorsaamheid ook. En ek lees die kommentaar van mense wat skryf oor verskillende artikels, en ek wil graag hierdie aanhaal, wat iemand skryf, hulle sê, an affair is not an abstract moral failure. It is a long obedience, hier is die woorde, a long obedience in deception. Stadig, geleidelik. And it leaves wreckage in its wake. The little compromises compound in catastrophic failures. Die sogenaamde onskuldige WhatsApp. Die foto's wat ons rondstuur. Die flirtasie by die werk. Ons gehoorsaamheid bou, net soos ons ongehoorsaamheid. En is eintlik hierdie groot deurbrake in ons lewe wat uiteindelik gebou word deur hierdie klein dade van gehoorsaamheid. Daniël, hy kies 'n lewe van getroue gehoorsaamheid oor dekades. En dis my gebed vir elkeen van ons in hierdie jaar, dat ons 'n lewe van gehoorsaamheid sal kies. Gewoontes sal kies wat ons vorm tot eer van die Here. Nou hier kom die slot, en nou moet julle verbaas lyk, want julle het nou klaar die slot gehoor net. Hier kom die slot. Die goeie nuus vir oggend is nie noodwendig dat hierdie gebou word net deur ons gewoontes en ons gehoorsaamheid. Want julle sal saamstem. Ons kry nie altyd alles reg nie. Maar die goeie nuus is, daar's iemand wat saam met ons bou hierdie jaar. En dis Jesus Christus. En as jy die boek Daniël lees, dan kom jy agter dat God is die heeltyd in die agtergrond aan die werk. Het julle geweet, in hoofstuk 1, is daar 'n stelling wat gereeld voorkom. Ek het onlangs eens raak gelees. Ek het dit gehoor eers, né? Hier nou. Van hy het gegee, God het gegee. God is in die agtergrond besig om te werk. Hy gee aan Daniël geleenthede. Hy gee aan Daniël guns. En hy gee aan Daniël bonatuurlike wysheid en insig. Mag ons 2026 gevul wees daarmee. Met God se guns, met sy wysheid. Mag jy oë hê om sy geleenthede te sien. Maar dis nie al nie. Reg deur die boek Daniël sien jy Jesus Christus raak. Onthou jy sy 3 vriende wat in die vuuroond gegooi is? Wie verskyn saam met hulle in daai vuuroond? Wie is daai 4de man? Gaan lees die profeseë, hoofstuk 7 tot 12. Hoeveel van daai profeseë word waar in Jesus Christus? Jesus sê, hy's die een wat saam met ons in hierdie nuwe jaar ingaan. En mag ons saam met hom bou in dade van gehoorsaamheid en gewoontes wat sy karakter in ons lewe vorm. Kom ons sluit ons oë en bid ek vir ons saam. Here, dis vir ons so voorreg om te staan in die begin van 'n nuwe jaar met nuwe geleenthede. Ons wil nie net mense wees wat hoop op verandering nie. Maar ons wil mense wees, jonk en oud, wat saam met U bou aan verandering en vernuwing. Dankie dat U U lewe vir ons gegee het, Here. En ons wil lewens leef waar U gevorm word in ons lewe. Elke dag, stadig, geleidelik.
Ek bid vir hierdie reeks wat voor lê. Mag hierdie 5 weke vir Kruik Gemeente en vir ons gemeenskap 'n tyd wees van geestelike groei en ontwikkeling soos nog nooit van tevore nie. Dankie vir dit waarmee jy besig is in ons lewens en in die gemeente se lewe. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.